Dis nogal belangrik dat ons mekaar die hele tyd voortdurend herinner daaraan dat ons doen die lewe binne die konteks, ons staan in 'n verhouding met God. God is nie net een of ander iemand deur ver nie. Jy het al baie die woorde gehoor, die man daarbo, die man daarbo. Jy weet, nee, ons is in 'n verhouding met God. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om in 'n verhouding met God te staan. Daarom, ek is sy kind en hy is my Vader. Wat 'n voorreg, wat 'n verskriklike voorreg om 'n Vader te hê en dan die skepper van die heelal is jou pa, is my hemelse pa, ons Vader. Kom ons sê dit korrek soos dit staan in die Bybel. En daarom is kommunikasie met ons Vader verskriklik belangrik. Is dit nie belangrik in enige verhouding nie? Of jy nou in 'n werksverhouding is, en of jy nou in 'n vriendskapsverhouding is, en of jy nou in 'n gesinsverhouding is, of in 'n huweliksverhouding is, een van die belangrikste goed in enige verhouding is kommunikasie. Praat met mekaar. Ek bedoel, dis huweliksmaats wat nie meer met mekaar praat en kommunikeer nie, en ouers en kinders wat nie meer met mekaar kommunikeer nie, en dan staan misverstande, en dan staan klein oorloggies en sulke goeder. En ek dink dit is verskriklik belangrik dat ons net weer vir mekaar sê, aanhoudend sê, ons staan in 'n verhouding met God, die skepper van die heelal. Hy's ons hemelse Vader. En daarom sê 1 Tessalonisense 5 vers 17, Paulus se verskriklike mooi woorde sê, bid aanhoudend en sonder om moeg te word. Is dit nie mooi nie? Bid aanhoudend en sonder om moeg te word. Met ander woorde, praat aanhoudend met jou Vader. Jy moet nie moeg word om met hom te praat nie. Hy is jou hemelse pa wat in 'n liefdesverhouding met jou staan. Hy is die een wat afbuig na jou toe. Hy het Jesus aarde toe gestuur vir daardie verhouding. Hy het dit moontlik gemaak. So praat aanhoudend, praat voortdurend, praat aan mekaar met jou Vader. En 'n onbekende persoon sê die volgende: verander gebed werklik dinge? En dan hierdie waarwoorde: gebed verander mense en mense verander dinge. So weer, gebed en kommunikasie met ons Vader is eintlik om my te verander. Om my 'n ander mens te maak, 'n nuwer mens te maak, 'n beter mens te maak. Dit is hoekom ek tyd met my Vader spandeer. En dan in vers 18 van 1 Tessalonisense 5 lees ons: loof hom in alle omstandighede. Met ander woorde, dis nie net as dit met jou goed gaan praat met hom nie. Dis nie net as dit met jou goed gaan spandeer tyd met hom nie. In alle omstandighede. Jy gaan agterkom, dis lekker om jou goed en jou mooi en jou lekker met hom te deel. Maar weet jy, dis net so fantasties om al jou sleg en seer en teleurstellings met hom te kan deel. Ek sê altyd, ek het nog nooit tyd met die Here spandeer, nog nooit met hom gepraat, dat ek na die tyd nie beter gevoel het nie. En ek weet, dit is dieselfde vir jou, gaan dink daaroor. Nou, hoekom doen ons dit so min? Hoekom verwaarloos ons hierdie verhouding? So ek wil jou aanmoedig, praat met God, hy is jou Vader. Kom ons doen dit elke dag. Lekker dag vir jou verder.